Maar kom ons word nou stil. Ons vra vir die Lord om ons die klok te lei. Ons vergeet al die ander dinge. Ons kom nou te saam, dat ons hier vergader. Een as sy kerk, ons kom ook een in sy naam by mekaar. Ons gaan nou staan vir 'n toetrede lied, vonk 63, strofes 1 tot 3, die Here Jesus Christus, om alles van my vra. Dis 'n nuwe lied wat ons gaan sing, maar luister 'n bietjie na hierdie besonderse mooi woorde, wat ons gaan saam sing. Dan die foto en die seëngroet en dan 'n lofsang, Gesang 205, strofes 1 tot 3, bring lof aan die Vader. Kom ons staan.
Ons wonder weer vanmôre oor die wil van die Here. Wat is dit wat die Here ons roep om te doen? En ek gaan vir 'n skyfie opsit en dit vir jou aandagtig lees. Dit is ook in aansluiting by laasweek se preek. Liefdes, besef ons, die Here roep ons om aan mekaar toegewy te wees. Die Here roep ons om mekaar te eer, om in vrede met mekaar te lewe. Ja, die Here roep ons om mekaar te aanvaar, ook om mekaar in liefde te dien. Die Here roep ons om vriendelik teenoor mekaar te wees. En die Here roep ons ook om mekaar te vermaan, met ander woorde mekaar reg te help, mekaar reg te wys, maar ook mekaar te bemoedig. Die Here roep ons om ook gasvry teenoor mekaar te lewe. Kom ons bly net so sit, dan bely ons geloof saam met die sin van Gesang 260, strofe 1, 2, 6 en 7. Skakel ons die televisie aan, kyk ons deur die hooftrekke van die nuus of lees ons op ons selfone, die nuus in die wêreld,
dan raak dit vir ons baie duidelik dat ons leef vandag in 'n verdeelde wêreld. Die verskille tussen mense raak vir mense so groot dat hulle nie met mekaar kan of wil saamleef nie. Dis ons en hulle in hierdie verdeelde wêreld. 'n Samelewing waar elkeen soek vir sy eie plek, vir sy eie stem en sy eie belang ten koste van ander mense. Ook in die kerk is die eenheid van die mens, die saamwees, die eensgesindheid nie meer 'n gegewe nie. Ook in gemeentes van die kerk is die eensgesindheid nie altyd 'n gegewe nie. In Efesiërs 4 skryf die apostel Paulus, wat self 'n gevangene is vir sy geloof, aan 'n jong, aan 'n gemengde gemeente in 'n groot en 'n verdeelde stad, die stad Efese. Hy roep hulle, en hy roep eintlik ook vir ons op, om nie net te sê ons glo nie, maar op so 'n waardige manier te leef, dat ons besef, dit is ons roeping, om in eensgesindheid met mekaar saam te leef. En roeping, wil Paulus hier sê, as dit ons roeping is, beteken dit kom van God af. God wil hê dat ons as gelowiges met mekaar in 'n eensgesindheid moet saamleef. Vandag moet ons mooi hoor dat die God ons nie roep om een dus te wees. Aan die ander woorde, almal op dieselfde manier dink, doen, sê, praat nie, maar ons moet eensgesind wees. Ons moet almal die eensgesindheid in God hê, in die liggaam van Jesus Christus. Lees nou saam met my uit 'n stukkie van Paulus se brief aan die gemeente in Efese, Efesiërs 4 vers 1 tot 16, waar hy hieroor praat. Ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lei julle daarop toe om die eenheid wat die Geestesrede gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. En ons gaan nie vandag daaroor praat nie, en ek is net bang dit verwar die dalk. Die een doop beteken nie een manier van doop nie, maar die een doop in Christus. Die een betekenis dat hy vir ons sonde gesterf het. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee, volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mens gegee. Hierdie uitdrukking uit opgevaar, veronderstel tog, dat hy eers neergedaal het na wat laag is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, hoe alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof
en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en lustigheid op dwaalweer wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, so bou die liggaam homself op in liefde. Vandag fokus ons net op hierdie gedeelte van Paulus se brief aan die gemeente in Efese. Maar hierdie brief was ook ons bedoel om nadat die gemeente in Efese dit gelees het, dit as 'n soort van 'n Christelike omsendbrief moet uitgestuur word na al die gemeentes van Klein-Asië. Hulle het nou nie in daardie tyd WhatsApp gehad nie, so hulle kon dit nie vir almal op hulle selfone stuur nie. Hulle het letterlik hierdie brief gehardloop met hom en oral waar hulle gekom het, dit hardop vir mekaar gelees, dan daaroor nagedink, daaroor gepraat en hulle lewe daarvolgens ingerig. Om hierdie enkel gedeelte van Paulus se brief te verstaan, moet ons ook sy hele brief, al 16 hoofstukke in gedagte hou. En daarom dink ek sal dit 'n goeie oefening wees as u by die huis in hierdie week kan gaan en Efesiërs van die begin tot die einde deurlees, want dit was tog ook bedoel as een brief. Maar die gedeelte waarop ons vanmôre fokus, val mooi uit in 3 verskillende hoofstukke. Die eerste 6 verse gaan daaroor dat ons deur God geroep word om in eenheid met mekaar saam te leef en om God se eenheid vir die kerk en vir die wêreld heilig te ag en niks te doen om die eenheid wat God deur sy Gees bewerk het af te breek nie. Dan in vers 7 tot 12 sê, om die eenheid te kan behou, moet ons ook besef dat God vir ons gawes gee. Gawes wat kan help om die kerk en die gemeente op te bou en sterker te maak. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. En dan in vers 13 tot 16 praat Paulus oor geestelike groei en geestelike volwassenheid. So ons fokus op hierdie gedeelte van Paulus se brief en dan in hierdie brief fokus ons nog dieper op daardie eerste 6 verse. God se roeping dat ek en jy die eenheid in die kerk nie moet afbreek. Dat die eenheid wat hy deur sy Gees daar gestel het, deur ons gekoester moet word en nie stukkend gemaak moet word. Mens sou tussen hierdie 3 dele kon onderskeid tref, maar hulle vloei in mekaar in en speel op mekaar af. En in hierdie 3 gedeeltes kry ons byvoorbeeld 'n beeld, 'n voorbeeld van hoe die kerk behoort te lyk. En sommer net vir interessantheid, iemand wat navorsing gedoen het, sê die Bybel het 97 prentjies, beelde, metafore vir hoe die kerk behoort te lyk. En Paulus gebruik een van daai 97 in die Bybel, naamlik dat die kerk behoort te lyk soos 'n liggaam. Soos 'n liggaam. En in hierdie liggaam is geen mens die hoof, die kop, die belangrikste nie. God. Elke een van ons is in hierdie liggaam een van die liggaamsdele. En elkeen van ons moet met die genadegawes wat God vir ons gegee het, ons die funksie van daai liggaamsdeel in die gemeente uitdra, sodat ons liggaam ten volle kan funksioneer.
wanneer 'n liggaamsdeel afgesny word, dan sê ons daardie liggaam leef met 'n gebrek. Kan nie ten volle funksioneer soos wat dit behoort te funksioneer. En as elke een van ons 'n deel van die liggaam is, 'n deel van die liggaam van die kerk van die Here, wonder ek watter deel ons is, want dis nie belangrik nie, maar ek wonder hoeveel van ons dele is weg. En hoe gebreklik kan ek die liggaam van Christus maak, as ek nie meer 'n deel van hierdie liggaam wil wees nie. As ek met te oud geraak het, te moeg geraak het, of my deel klaar gedoen het, soos ek graag soms sê nie. Hierdie beeld bring ons ook na hoe 'n liggaam funksioneer. En dit verstom my klein verstand. Hoe indrukwekkend hierdie liggaam wat God geskep het, funksioneer. En hoe afhanklik elke lid van die liggaam of deel van die liggaam van 'n ander deel is. Dis amper as jy hierdie een afsny, dan kry die ander dele swaar. Ek het al gehoor dat mense sê, hierdie knie van my is klaar. En dit het gemaak dat ek anders begin loop het, met my heupe ingegee. Dit gebeur in die kerk ook. Die knie in die gemeente wil nie meer werk nie. Nou kry die heup swaar en naderhand gee die heup in die kerk ook pad in. Want hy is oorwerk van die knie, wou nie deel wees van die liggaam van Christus. En dan fokus Paulus op hierdie woord. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Hy wil eers sê, hierdie roeping kom nie van die dominee af, of van die kerkraad af. Hierdie roeping kom van God af. En ek en julle moet dit vanmôre hoor. God roep ons. Paulus sê om wat te doen? Om die eenheid onder gelowiges te koester. Om die eenheid in die kerk nie af te breek nie. En hierdie eenheid is nie die eenheid in strukture nie, is ook nie die eenheid in die besluite by 'n vergadering nie. Hierdie is 'n eenheid van hart. 'n Eenheid van vir God werk. Dit is 'n eenheid van 'n lewenshouding, 'n eensgesindheid om altyd na God eerste te roep. Dit is die eenheid wat ons moet hê. En Paulus sê, deur die Gees het God hierdie eenheid vir ons gegee. Maar sê Paulus, pas op dat julle hierdie eenheid wat God vir die kerk gegee het, nie breek nie. En nou sal ons wonder, hoe breek ons hierdie eenheid? Paulus gee vir my nogal 'n verrassende antwoord. Kom ons kyk wat sê Paulus. Paulus sê, wanneer 'n gemeente nie fokus op nederigheid, sagmoedigheid, geduld en verdraagsaamheid nie, breek hulle die eenheid van die kerk. Ek dink ons het dalk ander antwoorde gesoek het in ons fasilitering en ons soeke na wat in die kerk skeef geloop het. Hoekom daar dikwels 'n gemeentes verdeeldheid is, hoekom daar dikwels in die kerk verdeeldheid is, hoekom daar dikwels in families verdeeldheid is. Paulus verras ons. Hy sê, weet julle hoekom? Want daar is sekere kernwaardes wat God vir ons gegee het, nie meer vir julle belangrik. Nederigheid is nie meer vir julle belangrik nie. Sagmoedigheid is nie vir julle belangrik nie. Geduld is nie belangrik nie, en verdraagsaamheid. En hierdie 4 kernwaardes het my so geruk, dat ek 'n bietjie daarby vanmôre met u wil stil staan. Want ek dink hier is 'n heropbouingsplan vir die kerk, vir my geloofslewe. Hier is 'n heropbouprogram vir my familie. Nie 'n indrukwekkende plan met een of ander indrukwekkende ingenieursformule uitgewerk nie, maar deur God uitgewerk. Dit gaan oor die verhouding tussen mense. Kom ons dink 'n bietjie oor die kernwaarde nederigheid. In Grieks dui hierdie woordjie nederigheid op 'n gesindheid waar 'n mens in die eerste plek bewus is van jou afhanklikheid van God.
waar jy dan ander hoor as jouself ag. In die eerste plek bewus is van jou afhanklikheid van God. Ja, ons het so modern geword, dat ons amper partykeer dink ons het God nie meer nodig. Ons hoor mense oor die televisie en oor sosiale media vir ons uitspreek oor hoe groot en hoe belangrik en hoe sterk hulle is, en dat die wêreld nie sonder hulle kan klaarkom nie, en as hulle nie daar is nie, alles in mekaar gaan stort. Maar ons hoor nie leiers wat meer bely dat hulle bewus is dat hulle eintlik totaal afhanklik van God is. En dat God al hulle krag en mag in een oogwink van hulle kan wegvat. Nederigheid is ongelukkig nie meer 'n kernwaarde vir die mense wat tussen ons vandag leef. Vandag hoor ons moet ons kinders leer dat net die sterkste sal oorleef. Net die rykes gaan bo uitkom. Dit is elkeen net vir homself. Me, myself and I. Ons moet hulle leer dat jy regte het, dat menseregte die belangrikste ding op aarde is. Dat ons moet hulle leer om te sê, dit kom my toe. Ek hoor oor die wêreld agter groot leiers aan sê, I am great. In fact, people are afraid of me. People are fearful of me. Dis die groot leiers van die wêreld, waarby ons kinders moet leer, daar is niks meer. Daarom wat Paulus sê, ons het almal net een Vader, en ons almal, die res van ons is gelyk aan mekaar. Ons is broers en susters. Maar nederigheid by die kerk afwesig is, verdwyn die ideaal van eensgesindheid in daardie gemeente onmiddellik. Ons beweeg aan na Paulus se tweede kernwaarde, naamlik sagmoedigheid. Wêreld wil sê nie dit tog. Die HAT se verklaring van sagmoedigheid is die eienskap van iemand wat sag van geaardheid is, vriendelik is, bedaard is en ook toegeeflik is. Dit is die teenoorgestelde van hardheid en driftigheid. Dit dui op 'n innerlike houding wat nie aggressief of oorheersend is nie. Nie aggressief is nie en nie oorheersend is. Efesiërs 4 vers 2 bereik Paulus sagmoedigheid as een van die kernwaardes van die eenheid van die gemeente en van die kerk van die Here moet beskerm. By ons beteken sagmoedigheid nie swakheid of passiwiteit nie, maar dit beteken beheerde krag, die vermoë om mag en oortuiging te hê sonder om dit hard of selfgesentreerd af te doen, 'n gesindheid wat ruim laat verander, selfs wanneer jy reg kan wees. Die keuse om liefde bo oorheersing en verhouding bo selfhandhawing te stel. Eties beteken sagmoedigheid om konflik te hanteer sonder geweld, sonder vernedering en sonder die verharding van die hart, om die waarheid met die liefde van God te verbind. Die Griekse woord wat Paulus hier gebruik, beteken letterlik sagtheid van karakter, vriendelike selfbeheersing, krag onder beheer. In die antieke wêreld, hoor mooi, die wêreld waarin hierdie woord gebruik word, was dit gebruik om te verduidelik wat gebeur as 'n wilde perd mak gemaak word. Die perd is nie skielik kragteloos nie, maar die kragtige perd het nou die vermoë om sy krag in bedwang te.
Sagmoedigheid is nie om geen ruggraat te hê nie. Sagmoedigheid is juist om genoeg ruggraat te hê om nie ander mense af te breek. Dis die krag om jou reg terug te hou ter wille van die eensgesindheid van 'n verhouding. Dis die moed om lief te hê waar ek andersins hard kon wees. Sagmoedigheid bou die liggaam van Christus, omdat dit ruimte skep vir groei, vir genesing en eenheid. Paulus se derde kernwaarde. Ek weet nie vir u nie, maar seker vir my een van die moeilikstes, geduld. Ja, waar nie geduld is nie, is daar nie eensgesindheid. Is daar verdeeld, is daar 'n hartdruk, is daar oorheers. Volgens die Handwoordeboek van die Afrikaanse taal beteken geduld die vermoë om te kan verdra, om te verduur, of om te wag sonder om moed te verloor, of om kwaad te word, of om ongeduldig op te tree. Die ander woord vir sagmoedigheid in die Bybel is lankmoedigheid. Dit hou op 'n volgehoue selfbeheersing oor tyd. In Efesiërs 4 vers 2 sê dit om mense en prosesse tyd te gee, om nie ander af te skryf omdat hulle stadiger groei as ek nie, om spanning, teleurstelling en verskille te dra sonder om liefde prys te gee. Paulus gebruik geduld as 'n aktiwiteit van liefde. Grieks makrothymia beteken die makro lank en die thymos emosie, hartstog, gemoed, so lankmoedig. Langgemoed, die vermoë om 'n lang tyd vas te byt sonder om te ontplof en af te breek. Geduld praat alles goed, om ruimte te laat vir God se teen. Geduld is dus lief. Sonder geduld kan geen gemeente groei nie, want God bou sy kerk, maar nie altyd teen die pas waarteen ons dit wil hê. En eintlik ten laaste stop ons by Paulus se vierde en laaste kernwaarde vir eensgesindheid, naamlik verdraagsaamheid. Volgens die HAT beteken verdraagsaamheid die eienskap om ander se gebreke, foute, menings of optrede te verdra, sonder om hard of onverdraagsaam teenoor hulle op te tree. Toegeeflik te wees, dit dui op 'n aktiewe bereidheid om met ander saam te leef ten spyte van ons verskille. Paulus skryf in Efesiërs 4 vers 2 dat gelowiges mekaar in liefde moet verdra. Om mense nie uit te sorteer op grond van hulle gebrokenheid nie, maar op grond van die liefde van God. Om te kies om eerder saam te bly as om te verdeel. Dit beteken om uit te hou, om te dra, om met iets of iemand saam te leef sonder om weg te loop. Verdraagsaamheid is weer eens nie om alles as reg te verklaar nie. Verdraagsaamheid is om mekaar nie te los. Dit is 'n liefde wat staan as ander weggaan. Baie gepraat oor 4 eenvoudige dinge wat almal van ons eintlik weet, het niks lief gesê nie. Ek wonder as ons dink aan ons leiers by die skool voorberei. Ek dink as ons praat oor die leierskap by die skool in terme van onderwysers, beheerliggame, ouers. Ek wonder, as ons sê ons wil hierdie jaar die leierskap verbeter in die kerk,
of ons gaan sê, ons gaan hard werk aan nederigheid en sagmoedigheid, aan geduld, verdraagsaam. Of gaan ons harder werk aan uitsette wat in alle koste moet kom, ons reg te maak, weet nie wat ons. Ons as ouers, grootouers, dan met ons voorbeeld begin, en ek weet is nie maklik nie, ek weet daai een geduld, is moeilik. Maar ons kan deur ons voorbeeld vir ons kinders begin leer. Ons kan die eenheid in die kerk, in die wêreld, in ons familie, in ons vriendekring uitbou, hier aan hierdie kernwaardes te werk, wat nooit verander. Amen. Mag die Here ons die krag gee om dit deur te voer. Ons behandel hierdie gedeelte ook in die Bybelstudie. En in die Bybelstudie het ek vir die reeks, vir hierdie hoofstuk, het ek gesit en vir ons 'n gebed geskryf, dat ons elke woensdag bid, as ons klaar oor die gedeelte gedink het, of oor 'n gedeelte van die gedeelte. Ek wil vanmôre saam met julle hierdie gebed bid. Bly net so sit, ons maak ons oë toe en ons bid saam. Here ons God, U is die Vader van almal, die Here van die kerk en die Gees wat ons saambind. Ons bely dat ons eenheid so maklik verbreek deur trots, ongeduld en selfgierigheid. Vergewe ons asseblief, Here. Vul ons met die Gees, sodat ons met nederigheid en liefde mekaar sal dra en verdra. Help ons om die eenheid wat U gee, getrou te bewaar. Laat ons groei na Christus toe, in geloof, in waarheid en in liefde. Gebruik, Here, elkeen van ons met die gawes wat U vir ons gee, tot opbou en uitbou van die liggaam. Mag die wêreld sien dat ons aan U behoort, deur die liefde wat ons vir mekaar het. Ons bid al hierdie dinge in die naam van Jesus Christus, die hoof en die Heer van die kerk. Amen. Kom ons sing die woorde van Psalm 519, strofe 1 tot 4, terwyl ons net so bly sing.
gaan hom eintlik 4 keer herhaal, die Afrikaanse woorde, dan die ander woorde, die Afrikaanse woorde, die ander woorde. En hoekom ek sê die ander woorde, ek kan nou nie die ander woorde onthou nie, en ek onthou nie of dit in Latyn of in Grieks is nie. Ek sal die oomblik as dit op die skerm kom, wys en ek kan ook nie vir Alexis vra vir my dit op te sit nie, want ek gaan die musiek begin speel. Verskoon my daarvoor, maar kom ons staan vir die seën groet en dan kan die plek doen. Geliefdes, die God wat vrede gee, sal met elkeen van ons wees. Amen.